Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar mag wees om vir Tannie Rina te groet. Maar meer nog, Here, baie dankie dat ons kan weet dat U deur die Heilige Gees self hier teenwoordig is. Dankie, Here, dat ons mag weet dat U vir elkeen wat vir Tannie Rina lief is, op hierdie oomblik baie styf vashou. En daarom is ons gebed vanoggend, Here, dat U ook vir elkeen van hulle bewus sal maak van U teenwoordigheid, van U liefde en van U sorg. Here, en as ons dan nou vir 'n paar oomblikke gaan stil word, vir 'n paar oomblikke beluister, Here, as U met ons praat, sal U asseblief vir ons help om U stem te hoor en om te hoor, Here, wat U graag wil hê hierdie boodskap vandag vir ons moet wees. Here, dankie vir Tannie Rina se lewe. Dankie vir haar voorbeeld en baie dankie vir so baie mooi herinneringe wat haar geliefdes het. Wil U dan help, Here, dat hierdie mooi herinneringe hulle ook sal troos op die pad vorentoe. Here, ons wil kom vra, seën ons asseblief met U teenwoordigheid. Amen. Vriende, baie dankie dat julle vanoggend hier is en baie welkom. Dit klink snaaks as 'n mens vir iemand sê welkom by 'n gedenkdiens, maar ons is bly dat julle hier is en dat julle vanoggend saam met ons kan wees. Vir my is dit 'n voorreg om dit te kan doen, maar tog is dit 'n groot verantwoordelikheid, want ek staan vanoggend hier voor julle en ek moet vir julle sê wat ek glo die Here wil hê julle moet hoor. So mag ons saam wees in die tydjie wat ons hier by mekaar is, mag die Here regtig ook met julle praat in die tyd. Vriende, voordat ek enigstens voortgaan met iets, gaan ek vir 'n ny en vir Wiekus geleentheid gee. Hulle gaan so kort huldeblykie doen en sommer die bedankings ook terwyl hulle dan besig is. So, ek is bly jy dink is 'n kort huldeblyk. Julle, baie dankie vir almal wat hier is saam met ons. So dit is vandag vir ons 'n onthoukuier en ons is dankbaar vir elke ene wat hier is. Ons dink vanoggend aan Tabo en Woepsie, twee van ons honde, 'n hele klompie spikkelmuise, almal het name gehad. Lorette het Karina se een muis eendag met 'n roomystokkie pak gegee omdat hy haar muis se kleintjies opgeëet het. Ons dink aan ons kapokhaantjie en hennetjie Mitch en Lucy wat vernoem was na Mitch en Lucy van Dallas. Mitch het vir my geskop dat ek ook soos 'n hoender op die werf rondgehardloop het. Ons dink aan Trixie en Tiny, ons klein hondjies. Ons dink aan Lady en Lassie, ons skaaphond en ons colliehond. Ons dink aan Lucky en Sandy en Rover. Kan ek nou begin sing? Ons dink aan Cheetah. Ons dink aan Hes en Kayla. En dan was daar Boy en Roulette, Karina en Lorette se perde. Bokkie, ons kokketiel en Lucas die ringnek. Ons kokketiel kon gesê hallo Bokkie en hy kon Jan Pierewiek gevlei het. Ons dink aan Blackie en Streepies, Pavarotti wat Wiekus vir my gegee het toe ek Stellenbosch toe moes gaan en toe Karina gelukkig aangeneem het, Kykie en Tessa ons langhaar kat wat ons by Tannie Magdalene gekry het. En hier vandag is Sproete, ons sustertjie. So dit was honde, katte, voëls, muise, hoenders, skilpaaie, suiwerms, perde, visse, verkleermannetjies, noem dit ons. Kan seker maar sê ons het in 'n dieretuin groot geword. Burger en Wiekus, dit verklaar dalk baie. En Steenkamp wat homself vir hom ook eene uit die dieretuin gekies het. Op 10 Februarie 1944 is daar 'n dogtertjie in die Parel gebore, Esther Katarina was sy gedoop, die jongste van 5 kinders en die enigste sussie van 4 broers. Sy het skool gegaan in die Parel
en op hoërskool 'n aantreklike Weskusgebore jong kerel ontmoet. En sy naam was Petrus Jacobus en vir hom het hulle Pietie genoem. Hulle is saam na haar matriek afskeid toe en die res kan ons seker sê is geskiedenis. Na skool op 6 April 1963 het hulle ewige trou aan mekaar beloof en 'n paar jaar later spog hulle met 3 pragtige dogters. En na baie jare daarna spog hulle met 3 pragtige stout kleinkinders. Ma kon somme maak en sou dan na skool gaan werk en het later jare boeke gedoen soos ons altyd gesê het. Hulle het in die Parel gewoon en van daar as jong getroude paartjie hul vlerke gesprei na Caledon, Swellendam en in Namibië en Keetmanshoop gaan draai. Toe weer terug na Suid-Afrika tot in Vredendal, lekker naby die Weskus en later jare na Klawer getrek waar hulle hulle heel eerste eie huis gekoop het. Skemeraand in Keetmanshoop het ons op ons lekkerste gespeel, die hele straat se kinders en niggies en neefies saam, dan sou ma sommer so, of ek het gedink sy het opgedaag, maar dalk was dit 'n partytjie met toffee appels en taai popcornballe. Anita, ons niggie, laat weet die week sy onthou, die dae toe die tallies nog sonder kommer en grootmensprobleme met absolute vryheid saam met die boontjies gespeel het in die Stofstraat voor Keetmanshoop se huis. Ons was altyd met oop arms verwelkom. Daar was altyd koffie, koekies en natuurlik lekker kos en natuurlik die oproep na my ma toe om te sê sy hoef nie te worry nie, ons is veilig en sorgeloos by julle. Daar was altyd 'n oormaat van pret, liefde en lag en die oorslaapaande was vir haar die heel lekkerste. Anita sê mag ons berusting vind met die wete dat sy herenig is met oom Pietie en dat hulle waarskynlik langs die rivier by die Hemelse Witsand lekker sit te kuier met haar ma en pa of 'n visie vang by die Hemelse Swakopmond. Rolien laat weet die week hoe lekker die perdryjare saam met Karina en Lorette in Vredendal was. Ma kon tog so lekker lag vir al hulle perde stories. Sy onthou hoe hulle gaan window shopping doen het met die perde in Vredendal se strate saans en dan vertel hulle vir ma hoe die perde gebol het op die sypaadjies voor die winkels. Al lag maar laat die trane loop, is vir verskriklik snaaks. Ander keer weer het Charmaine van die perd afgeval, sommer harde hou. En so uit die val uit begin sy op haar knieë rondkruip en sy soek vreeslik rond en ma en almal hardloop nader. Hulle dink nou sy's blind of sy het nou hersenskudding opgedoen. Toe sy al die tyd besig gewees om haar twee voortande te soek, want sy het hulle uitgeval. En Rolien sê ma kon nie opgehou lag daai dag nie. Dit was net vir haar die heel snaakse ding. Rolien sê sy verlang na die lekker potjiekos van pa en die kuiers by ons huis en sê ma se vrolikheid en haar lag sal sy altyd en ewig onthou. Desember vakansies het ons gekamp by die see. Ons het baie gaan braai in die veld, in Blombetyd, Gifberg. En dan is daar ook gereeld Kaap toe gery om by die familie te gaan kuier. En op so 'n naweek, julle, dit was 'n storie, die Saterdagoggend was daar altyd stad toe gery na een of ander lapwinkel toe, of sommer 'n reeks van hulle. Stapels en stapels lap. Ma het soos 'n skatryk vrou gevoel as haar kas vol lap was. En ek het sig saam moes stap en luister hoe die ontwerpe vorm aanneem, soos die lappe oopgerol word, die maatbande die lug invlieg, gare gekies word en die mooiste patrone net daar en dan ontwerp word vir die mooiste tabbers wat later aan iemand se lyf sal hang. Hulle of sy en my tannie koop dan genoeg lap vir 'n armie en as ons by die huis kom by my tannie se huis, dan begin daar iets wat mens eintlik soos 'n lap uitruil skema kan noem. Dit raak net meer en meer soos die twee tussen mekaar lappe uitruil en ek dink dit is soos 'n piramideskema. Hulle kon nou soos die destydse Kiebeskoning hinne gewees het as daai lap, soos daai lap vermeerder het. En Sondag het ons blomme op oupa Dokkie en ouma Lottie en ouma Kat en die ander familielede se grafte in die Parel gaan sit voor ons huiswaarts keer. Antoinette, my ma se niggie, vertel Rina het so 'n mooi siel gehad wat altyd liefde uitgestraal het. Antoinette sê waar Rina was daar liefde en lig. Sy kon so lekker lag saam met my ma, vertel Antoinette. En as die klein huisie waarin die Akkermans groot geword het, te vol geraak het op so 'n kuier naweek, het die twee se kuier badkamer toe geskuif en sou julle tot in die tuin hoor skater lag. Ma was lief vir haar mense. Sy het almal welkom laat voel in ons huis. Cecilia laat weet die week sy onthou dat ek huisgenoot binneblaaie op my muur mag geplak het. En ons Kersbed gemaak het en laat kon slaap in die vakansie en lekker bologna sandwich broodjies kon eet net wanneer ons wil.
dat my ouers nooit kwaai en gestres was nie, en sy sê sy onthou ten spyte van swaar kry dae, het my maale ons is aan dit 6 almal in 'n kombi of 'n bussie gelaai en Kaapstad toe geneem om vir Modern Talking te gaan kyk. Dit was 'n verskriklike groot gebeurtenis in ons lewe. En ek onthou die mooi baadjie wat my ma vir my van gordynmateriaal uit haar lapskatkis gemaak het vir haar uitstappie. Ek het hom vol Bruce Springsteen en AHA en Madonna badges gesteek en my kuif was gebabbel. Ons ma kon hard werk en sy was skepend. Deur die dag het sy boeke gedoen en saans en naweke haar kreatiewe passie uitgeleef. Soms was haar werk huis toe gebring, maar deur dit als is haar klere gemaak, gebak, gebrei, perdeposters geraam, gedekoupaas, verjaardagboeke versier en plantjies gegroei. Ons het Saterdag hier by die einste kwekery kom plantjies koop. Dit was omtrent so in rondom 1980, toe die oom hulle maar hier begin het. En daar was seker 2 rye plantjies hier voor hulle huis af gewees op daai stadium. En kyk nou hier waar staan ons vandag in hierdie ongelooflike mooi plek. Ma was tuiste skepper, kreatiewe denker en korporatiewe vrou in een. Ons onthou die lekker kuiers saam met Tannie Magdalene hulle. Ma en Tannie Magdalene wat voor die asbesverwarmer sit en brei, ek sal dit mos nou net nooit kan vergeet nie. Klerepatrone gesels en dalk so 'n bietjie geskinder het ook. En dan pa en Koenie en die seuns wat rugby kyk. En as 'n kind verjaar het, was haar koek gebak op die mooiste maniere versier, trokke, lorries, plaaskoeke, rugbyvelde, poppe, kastele, hondeperde, noem dit was gebak. Ek dink nou aan Lorette wat mos kleintyd toe ma jou koek gebak het en die partytjie goedjies reg gestaan het met die creamsoda koeldrankies rondom toe hulle vir Lorette soep toe het sy daai koek geknie terug in deegvorm in. Vandag noem dit mos is 'n smashkoek. Vandag betaal die mense mos honderde rande vir 'n koek wat 'n baak of 'n kleintjie nou moet smash en dan neem hulle foto's en sê dis baie oulik. Ons net gedink sy was blerrie stout geweest. Ek onthou die kaartspelaande by oom Johan en tannie Beulah en die sitrolbal in die sitkamer. Ja, julle het reg gehoor, jy kan sit en rolbal speel. Daar was 'n kombers oor die tafel gegooi, bakkie spinats uitgesit en party het koffie en tee gedrink en ander brandewyn en coke en dan het hulle kaart gespeel dat die rook letterlik draai. Sondaande het ma 'n lou warm vars wit broodjie by die Portugese kafee gaan koop, Avo broodjies gemaak en dan het ons nou lekker tee gedrink saam met dit. In ons ma se huis was daar liefde, nie aansien nie ego nie oordeel nie voorwaarde nie, niks fancyheid nie. 'n Vriendin vertel die ander dag van die onsigbare backpack wat ons almal dra. Sommige sin is swaar gelaai, ander sin ligter. En by ons ma kon mense hulle rugsak so 'n bietjie neersit. En rus. Ek onthou dit goed, party het sommer vir 'n paar maande gebly tot hulle weer kragte herwin het en verder kon stap. Ons rugsakke het sy propvol liefde gelaai en vandag is ons hier en besef ek dat dit alles wat saak maak. 'n Backpack vol liefde. Want liefde bedek alles, 'n ma se liefde doen. En met 'n ietsie so daarmee saam as jy vir haar sou vra. Sy was lief vir eet. Rolien sê ook ek het blykbaar iewers op hoërskool of iewers my ma by die eet gesit en gesê sy gaan nou begin reg eet. Ek gaan nou ook reg eet. En blykbaar het ek reg geëet en my ma het haar alie aan my afgesmeer en hulle het baie lekker gelag daaroor. So ja, hy's vandag lekker soet goedjies. Sy was baie lief vir soet goed. Dit was regtig haar gunsteling. 'n Soeding. Ma kon gewone dinge se doen lekker maak en ek kon vir ure kyk hoe sy naaldwerk doen, hoe sy plantjies groei, hoe sy koeke bak en versier, hoe sy somme maak, hoe sy die honde se kos maak. En ma die mooiste hande gehad. Is dit nou sproete wat superkaarte maak? 14 jaar gelede, dit raak nou lank vir julle, ek's jammer. 14 jaar gelede was haar wêreld op sy kop gedraai. Alles het skielik verander. Na pa se beroerte was die opsie dat pa na 'n plek van versorging sou gaan het net glad nie bestaan nie. En dag in en dag uit het sy dinge gehou soos dit altyd was. Celia sê sy het eendag vir my ma gesê, "Hoekom slaap Tannie nie 'n bietjie in die ander kamer om 'n slag goed te rus nie?" Toe sê my ma glo vir haar, "Maar sy slaap al 64 jaar elke nag langs om Pietie. Hoekom sal sy dan nou in 'n ander kamer gaan slaap?" Dit was nie altyd maklik nie, maar ma sou dit nie anders wou hê nie. En 7 jaar toe sy vir pa moes groet
was dit vir haar baie swaar. En ons kon sien sy begin 'n kwyn so bietjie en dis dalk van oormoeg, maar ook van verlange en ons kon dit sien en hulle was een en 'n deel van ma was weg. Ma se gesondheid het stadig agteruit gegaan en Lorette en Lentjie en Sproete se sorg het 'n al groter deel van haar dae begine uitmaak. My ma het ons geleer van doen en omgee, van bietjies wat baie kan raak, van uithou wat soms lank kan aanhou, maar lag wat als beter maak. Daar altyd 'n plan te maak is en dat uitdeel jou hart kan heel. Dankie Here vir 'n ma en 'n ouma soos ons in. Rus sag ma in volmaaktheid by pa. Ons besef vandag ons sal oukei wees. Ons weet dit. Want elkeen van ons het 'n rugsakkie wat vol van haar liefde gelaai is wat ons saam met ons dra. Ek het net nog 'n boodskapie van die werker, maar swaar. Ekskuus julle. Okay, liewe ou Marina, vandag neem ons afskeid van iemand wat vir ons baie meer as net 'n ma, skoonma en ouma was. Ma was 'n vrou met 'n besonderse omgee hart, altyd gereed om liefde te gee, vrede te bewaar en die goeie in ander mense raak te sien. Ma het nooit vinnig geoordeel nie en het altyd met sagtheid en begrip na mense geluister. Ma se kinders en kleinkinders was ma se trots en vreugde. In ma se oë kon hulle niks verkeerd doen nie. Want ma se liefde vir hulle was onvoorwaardelik. Ma het altyd vir hulle opgestaan en hulle ondersteun, maak nie saak wat nie. Vir ons as skoonseuns was ma van die eerste dag af net goed. Ma het ons as deel van die familie aanvaar en met warmte, respek en liefde behandel. Dit is 'n geskenk wat ons altyd sal onthou. Ma het opreg belang gestel in mense. Selfs vreemdelinge het gou soos vriende gevoel wanneer ma met hulle gesels het. Ma het geluister na mense se stories, saam gelag, saam omgegee en altyd tyd gemaak vir ander. Dankie ou Marina dat ma en pa Pietie altyd daar was vir ons en ons kinders. Dankie vir die groot rol wat julle in hul opvoeding gespeel het, vir die waardes wat julle geleer het en vir die liefde wat julle so vrylik gegee het. Julle huis en julle harte was die middelpunt van ons familie. Julle het mense ontvang en familie bymekaar gebring en deur julle voorbeeld gewys wat liefde, lojaliteit, familie werklik beteken. Die herinneringe wat ons saam met julle gemaak het, sal vir altyd deel van ons bly. Ons sal julle nooit vergeet nie, julle nalatenskap leef voort in julle kinders, kleinkinders en in almal wie se lewens julle aangeraak het. Mag ma nou saam met pa Pietie die volheid van hemelse vrede, vreugde en geluk ervaar. Mag julle weer verenig wees en vir ewig in God se liefde rus. Met liefde en dankbaarheid burger Lorette en die kinders. Hallo julle. Ekskuus. Okay. Kan julle my nou hoor? Okay. Net 'n klein ietsie van ons kleinkinders af. Almal wil altyd weet wat is ouma. 'n Ouma is 'n vrou wat lief het sonder ophou, seerplekke beter so en goeie raad gee. 'n Ouma is 'n versorger, 'n veilige hawe en 'n tweede ma. 'n Ouma bederf en troos en sal nooit jou hart vertrap nie. Ons ouma was dit alles. Sy het ons verjaarsdagkoeke gebak, vir ons treye en wintersokkies gebrei. Sy het my matriekafskeidrok gemaak en sou sekerlik my trourok ook gemaak het as sy kon. Sy het ons gehelp met skoolwerk en sy en oupa het ons rondgery. Ons ouma was 'n eystervrou in elke opsig. Sy en oupa het na aftrede gebak en brou elke dag. Bybel en doopkoeke, beskuit en gemmerkoekies. Daar is so baie wat ek julle almal kan vertel van my ouma. So baie memories om te deel. Maar ek glo dit sal 'n dag en 'n nag vat, dalk meer. So vir nou sê ons goodbye tot ons mekaar weer sien. Ons is lief vir ouma en ons gaan ouma mis.
Ja, zo. Ja? Oeh. Klein kantjie. Ik denk dat ik er nog voor. Ik weet hoe werk die pizzeria. Dat is echt baie dankie. Môre almal môre. Baie dankie vir almal wat gekom het vandag. Eerstens, hier is mense van ver af onrus, waar onrus. Al die pad van onrus af. Stellenbosch, hier is mamas by die mense, Lammersbaai tot Vlam het van die plaas af gekom, jou vriendal. Baie dankie sê vir almal wat gekom het om vir ouma baie te sê. Of so Steenkamp altyd gesê geelslang. Hier's baie krokke op tussen ons vandag, hier's 2 knieë. Hier's 'n galblaas en is 'n nier wat weg is tussen ons almal. So, ons is almal amper sê moer toe. Ek het 'n paar bedankings doen vandag. Eerstens wil ek begin met Dr. Chalet en Dr. Bux Meyering en Klawer. Dankie vir die hulp deur die jare en besonder die laaste paar maande by ma se gesondheid. Nie die mediese versorging nie, maar die moed inpraat, die raad gee, die ondersteuning aan Lorette wat veel verder strek as doktersondersoeke en medisyne voorskrifte. Lientjie, jy het al baie jare terug, waar is Lientjie? Daar sit Lientjie. Baie jare terug by skoolmale begin werk, al gehelp in die huis, jy was van onskatbare waarde in die vorm van ekstra hande. Jy was altyd bereid om te help, maar jy het ma se vriendin en vertroueling geraak. So tussendeur die wasgoed in die huis skoonmaak en jy het vir pa gehelp, maar jy het nog meer as dit was jy vir ma steunpilaar. Jou hulp en ondersteuning het haar deur moeilike dae gedra. Die afgelope jare het jy stilletjies die rol van versorger ingeneem en ma met soveel deernis en liefde gehelp. Daai gebraaide harddriekie wat jy vir haar skoongemaak het nou die dag, soos so netjies skoongemaak het, 'n happie vir haar gevoer het. Altyd geduldig, altyd bereid, altyd met liefde. Ekskuus. En net een linkjie. Thanks. Burger, jy het seker die swaarste gehad vir almal. 14 jaar terug toe pa sy beroerte gehad het, het jy jou plek langs Lorette ingeneem. Ondersteun, opgeoffer, baie opgeoffer. Jy het vrye tyd beskielik daarmee en anders, as jy iets anders uitgesien het, was die enigste besluit by julle altyd gaan pa en ma kuy wees. 7 jaar terug, toe ma die huis opgee, was daar nie 'n ander opsie nie. Ma kon woon by ons in die buitekamer en dis reggemaak in die woonstel as omskep, waar ma veilig en versorg was elke dag. Die laaste tyd was jou Pietie gewees. Ma se vir jou Lorette gevra het, waar jou Pietie? Of wat maak jou Pietie? O ja, baie dankie vir die kameras en die goeders wat jy vandag opgesit het. Foto's en al die goeders, baie dankie daarvoor. Ek lees nog maar vinnig. Wil jy nie huil raak nie. Wendy, waar jou ma se hande stomp gewerk was. Skus. Jy het spontaan ingestaan, jy vir ouma gehelp, stort, aantrek, alles gedoen. En jy kom met ouma aangegaan het, soos net jy kan. En sy het my net al kop geskit. Dankie, Wendy, dat jy altyd probeer het om die gemoedere hoog te hou, versproete gebad het en jouself dan ook lekker, ouma sy lekker goedkas gehelp het. Al die lekkers opgevry. Jean-Pierre, ouma is die jongste kleinkind, ouma was so lief vir jou en trots op jou en dankie dat jy vir ouma gehelp het waar en wanneer jy kon. Dankie vir die kuiers by ouma, ouma het altyd vertel hoe mooi gemanierd jou honde is. Die hondebesigheid is ook heeltyd tussenin. Marina, wat vir ouma ooms gemaak het, jy het vir ouma sy lewe op 'n kop kom draai as jy kom kuier het. Daar was waar niks lekkerder as ouma, daar was vir haar niks lekkerder as ouma wees het. Al die perde stories en die mylpale in jou lewe en ouma met trots gemaak. En toe nog boonop om sien jou trou. Ouma het die gedink, sy gaan daai dag ooit beleef. Dankie Pier, dat jy dit gemaak werk het. En dankie die oom so lief gehad het. Karina, ons ou sis, ons was amper nie vandag hier, wel, ek en jy was amper nie vandag hier nie. Sy is soos 'n kat met lege lewens. Dankie vir al jou hulp en moed inpraat en bel en ry en planne maak en doktersbesoeke betaal, dat jy altyd gesorg het dat ma niks kort kom nie. Ek weet jy sou alles gee om ma nog te hê. Julle het 'n baie spesiale band gehad. Hulle daaglikse geselsies met jou was die hoogtepunt van haar dae gewees. Dankie vir jou ondersteuning en bystand aan Lorette met ma se versorging.
Ja, versorging, dis waar het eindig. Dan moet 'n Klawer kliniek, maar dit staan haar personeel ook baie dankie sê vir die diens en omgee deur die jare. Oom Gielie, ek sê maar Oom Gielie, ek het jou geleer ken as Oom Gielie. By Masikama begrafnisdienste, jy gaan nou net praat, ek weet jy gaan het mooi doen, baie dank vir al jou moeite, ons waardeer dit. Staker en sy span hier van die, wat gaan nou met sproete aan? Staker en sy span vir die eetgoed vandag hierso by die kwekery. Baie dankie. Ma en pa het altyd hier kom sit 'n kuier as hulle op 'n dag 'n trip gaan. Ronay vir die roosuitstel en bosheid. Ek weet jy's van die dorings. En dan is so dankie aan elke familielid en vriend en kliënt van Loret wat so raad gee, moet inpraat. En sommer net daar was wanneer dinge swaar gevoel het in die laaste tyd en met ma se versorging. Loret, waar begin mens? Jy blijf sit. Ek kan nie. Julle weet vir daai prentjies by die superheroes wat so staan, hande in die sye en agterom wakker pappa so 'n mantel in die wind. Dit is Loret se nie gesien gewees daai. Julle sal hom dalk nie sien nie, maar hy's daar. 'n Superhero Cape, soos hy sê, dis C-A-P-E nie K-I-P. Cape is mooi en blink en lank en rooi, want rooi is sterk en baie vinnig mos. Met pa se beroerte het jy aangemeld, sterk hande in jou sye en jou cape het gewapper in Klawer se oosewind. Pa en ma se wêreld is nie mekaar, maar jy het georde skep, dag in en dag uit pa en ma gehelp. Dit het later jou default setting geraak. Niks anders, niks meer. Om te sorg en te versorg, te help, te dokter, daar was nie naweke, was sommer net weggaan of inlê of doen wat jy wou nie, want saam met alles het jy jou eie huishouding gehad en alles moet dalk reg geloop het. Jy het in die laaste 14 jaar daarom gelukkig net jou een knie verloor en by tye jou sanity ook. Nooit gekla nie, nooit handdoek ingegooi nie. Ma se laaste maande was moeilik en haar versorging het jy al jou kragte moet gevra. Elke oggend saam met stort, moes klim, steeds elke dag vir haar netjies doen. Haar juwele aangesit, serpie, pink lippe. Sy was na die badkamer vervoer op haar rolwiele, 2 uurliks liefdevol terug bed toe ingetak. As ons daar was, is daar gewys waar hoe die bene moet lê, waar die kussing moet lê, sy moet so pas, die voete moet so wees en dan moet die voete oop lê op partykeer en dat kan nie heeltyd toe wees nie. Die toonse verbande, die regte salf, die regte sokkies, die kombers en as ons die dag die hare so blaas en jy net kop geskit want die hare is te plat. Ons sal nooit genoeg dankie kan sê nie. En stilsbroete. Ons weet jy verwag niks nie, maar hoe anders. Dis wat pa en ma so gedoen het, sy altyd sê, en ma so enige ding vir ons doen, sê jy doen dit mos maar net. En dan was sproetjies, wat so sy van ma geleer het, sy die ma was, en na pa se afsterwe elke liewe dag, het twee was onafskeidbaar, en maandagoggend, toe sy weg is, het sy 15 jaar gelede waaksaam, en seker gemaak sy vertrek alle berustig. Ja, baie dankie almal. Hoor na jou. Dankie Wikus en Renée. Ek sê dit min, maar dit was lekker om na die Hildeblyk en die bedankings te luister. Dit was 'n slag 'n bietjie anders. As ek mag, ek het nou toe Renée praat van die bologna broodjies. Dink ek aan iemand daar van Pofadder wat vir my vertel het, hy het 'n broer gehad, sy naam was Kameel. En Kameel was altyd honger. Dit was verskriklik droog en hulle was arm en daar was nie kos nie. En dat as Kameel sê as hy is honger, dat sy ma vir hom botter op 'n tjoep gesmeer. En dat hy die hele dag gelê, hoe cheers, Kameel hier in die een kant. Vriende, ek gaan nie lank wees nie. Loret, ek is net bang, sproete maak die tafel leeg so. Ek gaan gou maak. Vriende, wanneer ons by 'n plek kom soos vandag, waar ons iemand soos Tannie Rina moet groet, dan is dit ook nodig dat ons moet hoor wat God sê oor die dood. Ek gaan nou 'n gedeeltjie uit Johannes 14 lees, maar in hierdie gedeelte
is Jesus eintlik besig met sy eie begrafnisrede. Sy disippels het dit nie geweet nie, niemand het dit eintlik geweet nie, maar dit was tog sy begrafnisrede. Want hy het geweet dat sy dood die volgende oggend op hom wag. En daarom skryf Jesus die volgende oor die dood. Staan in Johannes 14. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Wat wil Jesus vir ons sê met hierdie woorde? Vertrou my. Hy wil vanoggend ook vir elkeen van ons sê, want dit is ook nodig dat ons moet hoor, vertrou my met julle dood. Want wanneer ek en jy voor die graf te staan kom, dan moet ons nie ontsteld wees nie. Dan moet ek en jy juis weet, dat nou kan die Here vertrou word. En daarom sê die Here so mooi, vertrou net vir my. Renay het vir my boodskap gestuur, en in die boodskap het sy gesê, dat sy weet, dat haar ma nou veilig is, by haar hemelse Vader. Daarom Renay, glo ek, dat jou ma tog hierdie gedeelte verstaan het. Dat sy verstaan het, dat sy vir Jesus moet vertrou met haar dood. Want iewers moet jy op 'n punt kom, waar jy moet oorgee. En daarom glo ek ook vanoggend, as Tannie Rina kon, sou sy wel vir julle gesê het, maar julle moet verstaan, sy is veilig. Sy is op 'n plek waar sy veilig is, en waar dit goed met haar gaan. Sy sou vir julle gesê het, maar moenie ontsteld wees, want ek is huis toe. Na die huis toe, wat Jesus Christus vir my voorberei het. Maar Renay het ook vir my gesê, dat haar ma onvoorwaardelik lief gehad het, tot selfs vir diere. My sproete is die een wat die laaste tyd baie bederf is. Maar Tannie Rina, en dis wat Renay vir my sê, het met haar vrygewige omgee hart, het sy graag mense gehelp, en die kleinste dingetjies vir hulle makliker gemaak. Ek dink ons het dit gehoor in die Hildeblyk ook. En dan sê Renay vir my, sy skryf het vir my so mooi, as hy sê, 'n mens kon die omgee en die liefde proe, in alles wat haar ma vir hulle gebak, en vir hulle gemaak het. En nou kan julle sê, maar dit alles is waar, omdat sy lief gehad het, en omdat julle vir haar lief gehad het. En daarom wil ek weet, julle wat familie is, moet vandag weet, as julle hier rondom julle kyk, en julle sien 'n klomp mense sit, mense wat moeite gedoen het, om vandag hier te wees, dan moet julle weet, dis omdat hulle vir julle lief is. Hulle is vandag hier, om het juist vir julle as familie 'n bietjie makliker te maak. En hulle teenwoordigheid hier, getuig daarvan, dat hulle regtig ook vir julle omgee, en vir julle lief is. Maar vriende, ons is mos maar net mense. En ons as mense, is baie keer, soek ons net nog so ietsie, soek ons net nog so laaste bietjie. En ek wil vir julle 'n storie gou vertel, en as julle dit gehoor het, verskoon asseblief. Maar dis 'n storie van 'n vrou wat terminaal siek was. Sy het in haar bed gelê, en 'n man het by haar in die kamer gesit, en die dokter het daar aangekom om vir haar te besoek. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat hulle dogtertjie in die deur gestaan het, in die gang voor die deur. En dit was so laat in die herfs, so die begin van die winter. En hierdie man vra toe vir die dokter, hoeveel tyd het my vrou nog om te lewe? En hy het so by die venster uitgekyk en vir haar gesê, as die blare van hierdie akkerboom afgeval het, dan sal jou vrou nie meer hier wees. Dokter is 'n tydjie later in sy huis toe. Man en vrou het in stilte by die bed gesit.
En die man stap later na die venster toe en hy sien toe iets wat hom geweldig hartseer maak, want hierdie 6-jarige dogtertjie is toe besig om hierdie boom se blare op te tel. En sy probeer dit met 'n gare draadjie weer aan die boom vasmaak. Miskien is dit hoe julle vanoggend voel. Miskien wens julle net dat julle nog 'n keer julle ma of 'n ouma 'n drukkie kon gee. Miskien 'n laaste keer vir haar kon sê, ek is lief vir ma. Of miskien kon hoor hoe sy vir julle sê, maar ek is lief vir jou. En daarom Renée het gevra dat ons ook moet stil staan 'n bietjie by die bekende 1 Korintiërs 13, wat gaan oor die liefde. Ek lees dit gou vir ons. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, dit is nie lig geraak nie, het hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Ek gaan net tot hier lees. Jy is welkom om na die tyd, en jy kan dit gerus doen, net die hele Korintiërs 13, dis nie so lank nie, net hierdie gedeelte ook te gaan lees. Nou hierdie gedeelte praat van liefde. En wanneer ons aan liefde dink, dan dink ons aan hierdie warm gevoel wat ek het vir my man, of vir my vrou, vir my kind. In Irina se geval was dit dalk selfs vir haar diere. Maar dis hierdie gevoel wat ons vir mekaar voel. Die liefde wat julle vir julle ma het. Maar ons moet ook vanoggend hierdie woordjie liefde anders verstaan. In hierdie gedeelte verwys dit ook na die een groot liefde. En daardie liefde is Jesus Christus. Dis in hierdie gedeelte wat Paulus vir ons wil sê, maar sonder Jesus Christus is ons niks. Ons het gelees, jy kan in tale spreek, sê Paulus, maar sonder Christus is jy niks. Jy kan alles uitdeel wat jy het en meer nog. Sonder Christus beteken dit niks. Jy kan selfs jou liggaam vir ander gee, maar sonder liefde beteken dit niks. Vriende, in kort beteken dit, ek en jy kan wees wie of wat ons wil wees. En ons kan doen wat ons ook al wil doen vir ander mense, maar sonder liefde beteken ek en jy niks. En dit is wat ons miskien moet begin verstaan. Maar hoekom is dit so? Want jy sien vriende, toe Jesus Christus tussen ons kom woon het op hierdie aarde, was hy geduldig, hy was vriendelik, en hy het glad nie sy eie belang gesoek nie, maar hy het ons belang gesoek. Hy het die belang gesoek van God se mense, van my en jou. En daarom het Jesus sy liggaam vir ons gegee. Daarom het hy ons met God versoen. Hoekom is ek en jy niks sonder die liefde van Jesus? Hy sy liggaam gegee het, sodat ek en jy kan leef, en sodat ek en jy vandag hier kan wees. Vriende, en ons kan maar vandag vir mekaar sê, ons verstaan nie alles. Dit is soos om in 'n dowwe spieël te kyk. Jy sien iets, maar jy sien nie alles. Ons verstaan dalk nie hoekom God 'n geliefde, hoekom hy vir tannie Rina weggeneem het. Ons verstaan nie hoekom die lewe soms so moeilik is.
en hoekom ons soms so hartseer moet wees nie. En ons verstaan nie hoekom die lewe soms nie wil uitwerk soos ons dit graag wil hê nie. Maar julle moet weet, eendag wanneer Christus kom, of wanneer ek en jy wat glo, wanneer ons sterf, dan sal God by ons wees. Aan die einde van ons lewe sal God by ons wees en dan sal ons al hierdie dinge verstaan, soos wat ek glo Tannie Rina nou reeds verstaan. En dan sal ons so bevoorreg wees om vir God volledig te ken, soos wat hy vir ons volledig ken. Vriende, en daarom kan ek en jy, kan ons glo, en kan ek en jy verseker weet, dat ons lewens veilig is by God, juis omdat hy vir ons gesê het, dat Jesus Christus vir ons 'n plek in die Vaderhuis voorberei het. Meer nog, ons kan hoop op 'n goeie en 'n rustige lewe, en dat hierdie liefde, Jesus Christus, altyd by ons sal wees. Dat hierdie liefde ons sal troos wanneer ons hartseer is. Ook vandag, as ons hier by mekaar is. Want jy sien, ons Here is groter as ons hartseer. En hy selfs groter as die dood. Hy is groter as die tydelikheid van ons lewe. Vriende, ek sluit af. As ons aan Jesus Christus vashou, dan sal ek en jy sy teenwoordigheid elke dag in hierdie lewe ervaar. Dan sal ons weet dat hy naby ons is. En dan sal ons weet dat ek en jy tot in alle ewigheid sal lewe, as ons aan hom vashou. As ek en jy dit glo en dit hoop, dan besit ons die allerbeste, ewige tuiste by God. Wat meer en wat beter as dit sal ons wil hê. Daarom mag hierdie liefde, Jesus Christus, julle troos, as julle na julle ma, na julle ouma, en na Tannie Rina verlang. Maar Jesus kom vandag na julle toe, en hy sê vir julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, daar is so baie kere wat ons belewe op ons eie voorwaardes. Here, daar is so baie kere wat ons self ons eie besluite wil neem. Maar dankie Here dat ons kan weet dat U ons nooit alleen los, dat U altyd by ons is. En dankie Here dat ons kan weet dat U vir ons lief is en op so 'n besondere manier vir ons sorg. Maar Here, ons kom na U toe, want hierdie dag gaan verbygaan. Hierdie paar dae waar die familie bymekaar is en nog kan saamkuier gaan verbygaan. En elkeen van hulle gaan weer met teruggaan na hulle eie huise toe. En dan gaan die dae van alleen wees en verlang aanbreek. Meer nog as wat dit nou is. Dan wil ons kom bid dat U in besonder vir elkeen van hulle sal sorg. Dat U besonder naby elkeen van hulle sal wees. Maar Here, dankie dat Jesus Christus vir elkeen van ons 'n plek voorberei het. En daarom Here, as ons U ken, weet ons dat ons eendag veilig sal wees in daardie tuiste. Soos wat Tannie Rina se kinders nou voel, sy reeds veilig is by U voete. En daarvoor kom eer ons U, Vader. Amen. Vriende, voordat ek afsluit, ek het nou nie gevra nie of gesê voor die tyd nie, as daar iemand is wat dalk voel hulle wil ietsie sê nog, as julle welkom, net kort, as daar iemand is, enig iemand wat wil?
Hierdie dingetjie is net ter wille van die kameras, is nou nie dat julle ons beter kan hoor nie. Ok, ek gaan hom nou nie aansit nie. Namens my ma, Lorette, ek, kleinkinders en ek dink almal hier so Renay. Baie dankie vir al die reëlings wat jy in plek gesit het. Dankie vir al die moeite wat jy gedoen het. Dit word opreg waardeer. Ons is verskriklik baie lief vir jou. Ek wil net baie dankie sê daarvoor. Ja, my dankie. Ek is nog klaar. Vriende, ek gaan net afsluit en vir ons die formulier lees. Ons gaan nou nie na 'n graf toe nie, maar ek gaan net so 'n kort weergawe daarvan lees. En dan gaan ons afsluit. Voordat ek dit doen, miskien net dit. Ons almal ken Psalm 23 en ons almal sê vir mekaar, die Here is my herder. Soos nou hier gesê is, moet aan die Here vashou. Nou weet julle, toe Dawid die Psalm geskryf het daai tyd, toe was dit nie soos vandag nie. Daar was nie groot troppe skape en kampe waar die mense die skape aangejaag het. Die herders wat by hulle skape gebly en hulle beskerm. Maar die belangrikste is, die herders of die skape het die herders se stem geken. So hy het nie sy skape aangejaag nie. Hy het hulle geroep en sy skape het agter hom aangeloop. Dis hoe dit gewerk het. En as Dawid dan verwys en sê die Here is my herder, dan sê hy eintlik, maar ek ken die Here se stem. En ek wil vandag vir jou vra wat hier sit. As ek en jy sê, ons moet aan die Here vashou, sodat ons ons plek in die ewigheid kan hê, dan wil ek vir jou vra, ken jy jou herder se stem? Geliefdes, ons neem nou afskeid van Tannie Rina Boonsaaier, wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus Christus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. En engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Ons vind troos in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Vir my van die mooiste woorde in die Bybel. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. En daarom, vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly, nou tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. Ja, ek gaan nou nie verder baie praat nie. Die kos is op die tafel, julle kan vir julle help, ons koffie en al die dinge. As julle loop en julle het nog genoeg gehad, daar by op die tafel af voor is daar plantjies. Jy kan vir jou boekmerk en 'n plantjie saamvat huis toe. En dan gaan plante in jou tuin daar so as julle Ek wil net vra namens almal of daai gebed die tafel gebed kan gesluit. ja. Almal is honger gekry vir julle. Dankie julle. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy
gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders.